Hallo, vandag kyk ons na eksponente. Eerstens gaan ons kyk na die definisies. Nou definisies is die basiese beginsels waarop ons eksponente baseer. Die eerste een waarna ons kyk is a tot die mag 0 is Nou a tot die mag 0 is gelyk aan 1. Enige grondgetal met 'n eksponent van 0 gaan gelyk wees aan 1. Behalwe a mag nie 0 wees nie. Want 0 tot die mag 0 is ongedefinieerd. Tweedens kyk ons na 1 tot die mag a. Nou a kan enige reële getal wees. 1 tot die mag a gaan vir my 1 gee. Enigiets maal met 1 is 1. Derdens kyk ons na a tot die mag min t. Die eksponent het 'n negatiewe, so dit gaan die teller 'n noemer maak. En dan hierso is nou die teenoorgestelde waar ons 'n breek het met 'n negatiewe a tot die mag min t in die noemer en dit gaan my noemer die teller maak. En dan is dit a tot die mag t. Goed, en dan laastens kyk ons na, as ons byvoorbeeld 'n hakie het, wat ons tot die mag min t het, gaan my teller my noemer word en my noemer gaan my teller word. En so omdraai en tot die mag t wees. Kom ons kyk nou na die wette. A tot die mag m maal a tot die mag n gee vir my a met die eksponente m plus n. Wat gebeur is, as my grondgetalle dieselfde is en ek maal, gaan my eksponente met mekaar plus. Selfde met wet 2, waar dit nou ons grondgetalle dieselfde is, nou deel ons, gaan ons eksponente met mekaar minus. Die derde reël is, a, b, hakie tot die mag n, gaan die eksponent distributief aan elke grondgetal gegee word. So dit word a tot die mag n en b tot die mag n. En dan verder kyk ons na selfde in 'n breekvorm met 'n hakie, gaan die eksponent distributief vir die teller en die noemer gegee word. So dit word a tot die mag n en b tot die mag n. En dan verder, as ons 'n hakie a tot die mag m het met 'n eksponent buite tot die mag n, gaan die a tot die mag n m maal n wees. Jy weet, as ons twee dinge langs mekaar skryf, dan maal ons dit gewoonlik. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeld, 2 tot die mag 3 maal 2. Nou, ons sal sien, dit is die eerste wet wat ons gaan moet toepas. Dit is 'n maal, so my eksponente gaan met mekaar plus. So dis 2 tot die mag 3 plus 1 en dit gee vir my 2 tot die mag 4. Goed, die tweede ene is 3 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 3. Nou ons sal sien met ons wette, is dit baie belangrik dat die grondgetalle dieselfde is as ons maal en deel om die eksponente te kan plus en minus. Maar hier het ons 'n probleem. Die grondgetalle is nie dieselfde nie, so ons kan nie hierdie eksponentwette toepas nie. So, ons gaan net dit vereenvoudig. 3 tot die mag 2 is 9, maal met 2 tot die mag 3 is 8, en dit is 72. Dan, die volgende ene. 2 tot die mag 3 plus 2. Hierso is weer eens 'n uitvangplekkie. Kyk nou vir die plus. Ons eksponentwette het te doen met 'n maal en met 'n deel. So ons kan nie ons eksponentwette hier toepas met 'n plus tussen die twee grondgetalle nie. Dus moet ons hulle ook net vereenvoudig. 2 tot die mag 3 is 8, plus 2 is gelyk aan 10. Nou die volgende ene, sal ons sien daar's 'n hakie by ons. X en y, en dit is tot die mag 2. Nou, ons gaan eers hierop fokus, en as ons sien waar in ons wette word dit toegepas, dan sien ons is dit wet 3, a, b tot die mag n. Dan gaan ons die eksponent distributief van elke grondgetal gee. So kom ons doen dit gou. Ons gaan die 3 net so hou, en dan gaan ons sê maal, dan is dit die x, gaan tot die mag 2 wees, maal met y tot die mag 2. En dan gaan ons hom net vereenvoudig, so dit is 3x tot die mag 2, y tot die mag 2. Goed, en dan die laaste enetjie wat ons hier sien, is nou 'n breek, want hy is op 'n gedeel deur tekentjie daar. En dan gaan ons nou weer na wet 2 toe, waar ons deel gaan as hulle die grondgetalle dieselfde is, van mekaar aftrek. So ons gaan nou eers
die met dieselfde grondgetalle identifiseer. Nou, ek gaan daai 4 oorskryf in 'n 2 tot die mag 2. En dan sal ons sien dat dit x kwadraat y tot die mag 5 is op 2xy. Nou ons gaan eers die grondgetalle identifiseer wat dieselfde is. So daar sien ons die 2 en die 2 is dieselfde, die x en die x, die y en die y. So ons gaan hulle saam groepeer. So dit gaan wees 2 tot die mag 2 min 1. Goed, dan sê jy sien langsom gaan ons skryf, want daar is eintlik 'n maal is x tot die mag 2 min 1. Want as daar nie 'n eksponent langs 'n onbekende staan, 'n grondgetal staan nie, dan staan daar eintlik 'n 1. Dieselfde so ook by die y. Dan is dit y tot die mag 5 min 1. Goed, en dan gaan ons hierdie gou vereenvoudig. Dit is 2 tot die mag 1, x tot die mag 1 en y tot die mag 4. Nou kyk ons laastens na nog so 'n paar voorbeeldjies. Hierso het ons nou waar ons gaan distributief moet inmaal. So kom ons kyk gou na ons wette. Onthou waar ons distributief gaan inmaal, gaan die eksponent na elke grondgetal toe, maar is ook 'n kombinasie van die laaste wet, waar as ons 'n eksponent binne die hakie het by die grondgetal en ons die eksponent buite, gaan die 2 eksponente met mekaar maal. So in hierdie geval, kom ons skryf dit gou eers mooi uit. P tot die mag 2 maal met 3 en dan maal Q tot die mag 4 maal met 3. En as ons dit vereenvoudig, P 2 maal 3 is 6 en dan Q 4 maal 3 is 12. By die volgende voorbeeld sal ons sien dat ons distributief weer eens die eksponent moet vir elke grondgetal gee, maar nou is daar 3 getalle. So, dit gaan wees 3 tot die mag 2, x tot die mag 2, y tot die mag 2. En dan die laaste voorbeeld waarna ons kyk. Nou is daar 'n min 2 by die x. En as ons onthou van ons definisies, as ons 'n min 2 het, gaan hy die teller na die noemer toe vat. Maar ons gaan gou op 'n ander manier kyk daarna. Goed, 6 gedeel deur 3 is 2. Dan met die grondgetalle wat dieselfde is, gaan ek nou min 2 daar los en dan gaan ek weer eens sê min 1. En dan y tot die mag 5 min wat onder die lyn is, dis 'n 2. Kom ons vereenvoudig dit gou en dan sal ons sien is 2 x tot die mag min 3, y tot die mag 3. Maar hier het ons nou 'n interessante ding aan die gang. Ons het nou 'n negatiewe eksponent. En in wiskunde in graad 10 en 11 en 12 hou ons nie van 'n negatiewe eksponent nie. So ons gaan hierdie negatiewe eksponent positief maak. Die manier hoe ons dit doen, volgens ons definisies, is dat daai grondgetal met sy eksponent gaan nou onder die lyn gaan en dan word hy positief. So dis hoe ons hom doen.